is die afgelope tyd besig met die reeks oor verhoudings en om vir mekaar om te gee, vir mekaar lief te wees. En laasweek het ek gepreek oor om vir jou vyande lief te wees. En ek is verbaas dat mense teruggekom kerk toe vanoggend na laasweek se preek. Vanoggend wil ek aangaan, maar bietjie op 'n ander trant. Vanoggend wil ek preek, of die tema is verantwoordelikheid. Ek het agtergekom en ek sê dit nou weer, ek sê nie hierdie goeters om jou aan te spreek nie. Okay. Dalk moet ek dit nie so sê nie. Ek sê dit om jou aan te spreek. Ek hoop jy dink hieroor, maar hierdie goed is gebore in my hart omdat die Here dit aan my uitwys en omdat ek worstel met baie van hierdie goeters. In hierdie week, na laasweek se boodskap, het ek nog 'n paar oproepe gekry en ek gesels met ouens en dan kom ek agter hoe ek dink, hoe hulle dink en as ons saam gesels oor die goed, ons kan baie maklik onsself regverdig, is dit nie so nie? Ons kan baie maklik, kan ons redes soek hoekom ons sekere persone nie kan lief hê nie. Ons kan onsself baie maklik regverdig en sê, hoekom kan ons sekere mense nie vergewe nie? En dan probeer ons dit uit die Bybel uit bewys, maar jy kan nie regtig nie. Maar ons het soveel verskonings. Dis maklik om verskoning te maak. Dis in ons natuur om verskonings te maak en nie noodwendig verantwoordelikheid te aanvaar nie. Een van my favorite stories wat ek al baie keer met julle geshare het, is my sussie se seun Brandon, toe hy nog klein was, toe hy en ons hond so 'n bietjie onder onsie, en ek kan nie onthou wat so hond dit was nie, maar ek dink dit was nog een van ons ou hondjies, en Brandon skop toe die hond, daarom nie vreeslik hard nie, net so, jy weet, weggestoot met die voet. En ek sê vir Brandon moenie vir Chickie skop nie. Hy sê nee, Oubie, hy noem my Oubie, want hy kon nie Ouboet sê toe hy klein was nie, so hy noem my Oubie. Hy sê nee, Oubie, ek het nie vir Chickie geskop nie. Ek sê ek het gesien hoe skop jy vir Chickie. Hy sê nee man, Chickie het teen my voet vasgehardloop. Toe is hy klein. Ons het altyd 'n verskoning, altyd 'n rede hoekom ons nie by dit wat die Bybel van ons vra kan uitkom nie. En daarom wil ek vanoggend gesels oor verantwoordelikheid. Neem verantwoordelikheid. Verantwoordelikheid is iets wat ons in ons moderne tyd bitter min sien en hierdie is nou maar my opinie. Paar redes hoekom verantwoordelikheid so ontbreek in die moderne tyd. Ek dink een van die goeters wat regtig in ons tyd simpel raak is menseregte. Mense het soveel regte en al so geregtig op baie goeders dat daar's amper nie nodig om verantwoordelikheid te aanvaar nie, want ek is geregtig op alles, ek verdien alles. En die tweede ding is, ons het hierdie slagoffer mentaliteit, dis nie my skuld nie. As jy in die sielkunde gaan kyk en selfs beradingshandboeke en alles, dan gaan soek hulle altyd 'n rede hoekom jy doen wat jy doen. En dan kom hulle uit by jou oupa het droog gemaak, of jou ouma het droog gemaak, sy het beskuit gebak sonder bruismeel, ek weet nie, maar ergens is daar altyd 'n rede hoekom jy doen wat jy doen, maar dis nie jou skuld nie. Ons kan doen wat ons wil, want somewhere, ergens, het ek nou seer gekry of geïets, of iets waarvan ek nie eens weet nie. Weet nie. My oupa het in 'n instansie behoort wat hy nie aan moes nie. Nou slaan ek my vrou. Dis hoe mense se mentaliteit is deesdae. Kom ek wys jou net gou 'n paar goed. Hierdie was vir my so ridiculous, maar dit bewys my punt. In Amerika is 'n ou afgedank omdat hy die hele tyd laat was. Okay. Nou sê die artikel so, fired for consistently showing up late at work, a former school district employee sues his former employers, arguing that he is the victim of what his lawyer calls chronic lateness syndrome. As dit 'n ding was, moet 'n paar in my gesin medikasie kry vir dit. Hy word gefire want hy's die hele tyd laat
Dan, wat so in Afrikaans? Aankla. Wat? Dagvaar. Dagvaar, hy is die ou wat hom gefire het, want hy het 'n kondisie. Chronic lydness. Hoor hierdie is belaglik. In Massachusetts, a young man steals a car from a parking lot and is killed while driving it. His family then sues the proprietor of the parking lot for failing to take steps to prevent such thefts. It's your fault that I stole the car. Dis belaglik. Okay, dis daarom net in Amerika. Ek dink nog nie ons stelsel het so belaglik geraak nie. Maar kan julle sien hoe die hele ding van verantwoordelikheid aanvaar vir my aksies, dit raak al hoe makliker om dit net weg te skuif. Dis iemand anderster se skuld dat ek so is. As ek liefdeloos lewe, is dit daai persoon teenoor wie ek liefdeloos lewe se skuld. Hy verdien my liefdeloosheid. En dis nie wat die Bybel ons leer nie. As ek loop met verbitterheid en haat en onvergifnis in my hart, dan het ek alle redes om dit, of allerhande redes om dit te justify, te regverdig. Maar dis nie wat die Bybel ons leer nie. Kom ek sê vir jou, wat sê die Bybel vir ons? In die eerste plek, verantwoordelikheid beteken om is 'n verpligting om rekenskap te gee. Met ander woorde, verantwoordelikheid en om verantwoordelikheid te aanvaar vir my lewe sê, right, ek het 'n verpligting om rekenskap te gee vir my optrede, vir my gesindheid, eintlik vir my hele menswees. Ek aanvaar verantwoordelikheid daarvoor, want ek verstaan wat Paulus sê in Romeine. Hy sê, elkeen van ons sal dus oor onsself aan God rekenskap moet gee. Elkeen van ons sal dus oor onsself aan God rekenskap moet gee. Ons kan hier op aarde lekker wegkruip in die wêreldse stelsel, as ons sou wou. Ons kan hier op aarde ook verval in die, kom ons noem dit nou maar die gesindheid om nie verantwoordelikheid te aanvaar nie. Ons kan verval hoe die wêreld dit doen, en al die ander mense blameer, en aanhoudend blame shifting doen. Maar die werklikheid is vir my en jou, as kind van God, sal daar 'n dag kom wat ek en jy moet rekenskap gee aan die een wat ons geskaap het. As jy hier weghardloop verantwoordelikheid, jy gaan net vir 'n rukkie kan. Eendag gaan jy moet verantwoordelikheid aanvaar vir wat jy gedoen het. Hoe jy geleef het. Hoe jy opgetree het. Hebreërs sê die volgende: daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê openbloot voor sy oë, en aan hom moet ons rekenskap gee. God weet alles, ons weet dit, maar somehow het ons hierdie ding in ons agterkoppe, dat as ek nie met God daaroor praat nie, is ek nog alright. Jy kan niks vir God wegsteek nie. Ons het 'n ding, dat ons kan goeders vir mense wegsteek. En as iemand nader kom, en as jy nou 'n pastoor is dit nou nog erger, jy weet, want almal voel altyd, die pastoor, ek hoor dit so baie, chips, hier is die pastoor. Ons steek sekere goed vir sekere mense weg, jy kan niks vir God wegsteek nie. Niks. Jy kan wegkom, om sekere goeders vir mense weg te steek, maar jy kan nie wegkom daarmee om goed vir God weg te steek nie. Hy weet alles, en jy gaan van alles wat jy gedoen het, gaan jy moet rekenskap gee. Jy gaan moet verantwoordelikheid aanvaar vir dit, eendag. Maar nou hier's die mooi ding wat Hebreërs sê, net 3 verse nadat hy gesê het, ons moet rekenskap gee aan God, en hy sien alles, sê hy die volgende: kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp sal word. Hierdie is so mooi. Hebreërs skrywer sê, God weet alles.
Hy sien alles. Daar's niks wat jy vir hom kan wegsteek nie. En jy moet rekenskap gee aan hom. Hy sê maar, God weet alles, so jy kan net sowel nou met vrymoedigheid na hom toe gaan en gehelp word. Hoe langer ons dit wegsteek en eintlik teenoor onsself ontken, ek gaan nou daarby uitkom oor hoe herken ek my foute, kan ek nie verander nie. As ek met God begin gesels daaroor, openlik, dan sê Hebreërs, sal ons gehelp word. OK. Dis my wegspringplink. Ons moet verantwoordelikheid aanvaar. Vir ons lewens, vir ons optrede, vir ons kind van God wees en ons dit uitleef na ander mense. As jy nie leef soos wat jy moet leef nie, is dit jou skuld. Nie die duiwel se skuld nie, nie jou oupa se skuld nie, nie jou oupa grootjie se skuld nie, nie eers jou oom in die tronk se skuld nie. Dis jou skuld. As jy verkeerd dink oor goed, is dit jou skuld. Neem verantwoordelikheid daarvoor, want jy gaan daarvoor moet verantwoording doen. Jy gaan daaroor moet rekenskap gee eendag. Die grading is, ons kan nou al begin om met God daaroor te gesels. Ons kan nou al begin om verantwoordelikheid te neem, nou al rekenskap te gee, sodat ons nou gehelp word, sodat ek nou in vrede en vreugde kan leef, sodat ek nou die lewe in oorvloed wat Jesus vir ons gebring het, kan begin leef. OK, so, hoe neem ek beheer van my lewe? Die heel eerste ding, erken jou foute. Ek moes hierdie week, terwyl ek voorberei vir hierdie 'n paar goeters in my lewe erken. Paar goeters wat ek moes gaan sit en sê, OK Here, ek verstaan. Ek is verkeerd hier, ek is verkeerd daar, ek is verkeerd daar. En ek wil nou vir julle sê, as jy op 'n punt kom waar jy dit al begin erken, is daar klaar 'n stuk bevryding. Daar's 'n paar goeders wat ek in die Here erken het en gesê het, ek weet hierdie is verkeerd in my lewe, ek het geen manier, ek weet glad nog nie hoe om dit te fix nie. Ek weet nog nie waar om te begin nie. En net in hierdie week, wat ek daaroor dink en bid, het ek vanoggend besef, of gisteraand, ek kan nie onthou nie. Daar is klaar ietsie wat in my hart verander het. Sonder dat ek dit hoef te gedoen het, sonder dat ek moes vreeslike effort insit, ek het net met God daaroor gesels, net die feit dat ek eerlik met hom daaroor kon gesels, is daar goed wat al klaar begin verander. Erken jou foute, want solank as wat jy blame shifting doen, en solank as wat jy nie aan verantwoordelikheid gaan aanvaar vir jou foute nie, gaan niks verander nie. Hoor wat sê Spreuke, wie sy sonde wegsteek, moet niks goed te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Dit is baie belangrik, wie sy sonde bely en daarvan afsien. Erken jou foute, bely dit teenoor die Here, en hy gaan jou help om daarvan af te sien. Hy gaan jou help om daarvan los te kom. Maar hierdie gedeelte is my amazing, en hierdie wil ek hê, jy moet mooi na luister. Jeremia sê die volgende. In daardie tyd sal hulle nie meer sê, die vaders het groen druiwe geëet en die kinders se tande het stomp geword nie. Elke mens sal oor sy eie sonde sterf. Wie groen druiwe eet, sy tande sal stomp word. Hierdie versie het ek redelik as prins hier ingesit. My tande word nie stomp omdat my voorouers groen druiwe geëet het nie. Hoor julle wat sê hier? Elkeen sal vir sy eie sonde sterf. My oupa se sonde was sy sonde. En hy is vergewe daarvoor en hy is in die hemel en hy moes al rekenskap gee. Maar sy issues en sy sondes het niks met my stomp tande uit te waai nie. Dis Bybels. As ons verantwoordelikheid nie aanvaar nie, want ons glo dis as gevolg van wat ons mense voor ons gedoen het, dan kan ek nie verander nie, ek kan nie vrykom nie, ek kan nie loskom nie.
Jy moet verantwoordelikheid aanvaar, jy moet beheer neem, jou foute erken, dis jou foute, nie ander mense se nie. Ek het al soveel keer in beradingssessies met mense gesels, en dan kom ek op 'n stadium agter, hierdie persoon wil nie regtig verander nie. Hierdie persoon wil my net vertel, hoe sleg is sy vrou, of hoe sleg is haar man, of hoe sleg is die een. Hulle wil nie regtig verander nie, hulle wil net vir jou verduidelik, hoekom struggle hulle so. As jy op 'n punt kom waar jy jou eie foute erken en verantwoordelikheid neem, dan kan jy begin iets doen aan dit. Ok, nou, hierdie is baie belangrik. Ek moet my foute erken en dan moet ek verstaan, ek neem beheer deur my reaksie op dinge. Ek kan nie beheer neem oor alles nie. Ek wens nogal ek kon. As goedjies in ons land wat ek nou nogal sou mooi kon fix is, ek kon beheer neem oor sekere goeders. Ok. Maar ons kan nie beheer neem oor alles nie. Ons kan nie beheer neem oor die wêreldekonomie nie. Ons kan nie beheer neem oor die natuur nie. Ons kan nie beheer neem oor COVID nie. Ons kan nie beheer neem oor die goeders wat ons kant toe gegooi word nie. Maar ek kan beheer neem en verantwoordelikheid aanvaar in hoe ek reageer op dit wat met my gebeur. Hoor wat sê Spreuke. Ek hou nogal van hierdie. 'n Dwaas gee vrye teels aan sy woede. 'n Wyse mens kry die dwaas naderhand kalmeer. 'n Dwaas gee vrye teels aan sy woede. Nou hier moes ek mooi dink. Ek weet nie of julle al ooit die verskoning gebruik het dat as jy kwaad word, dan sê jy nou maar goeders wat jy nie eintlik bedoel nie. Of jy doen goeders wat jy nie eintlik wou doen nie. Ons het daai mooi, simpel sêding om te sê, dis 'n blinde woede. As ek dit eers verloor het, dan aanvaar ek geen verantwoordelikheid wat ek dan doen nie. Rubbish. Want jy is nooit nie in beheer nie. Ek gee nie om hoe kwaad jy is nie. Ek moet dit dalk nie so nie sê nie. Ek gee nie om hoe kwaad ek al geword het nie. Dit wat ek gedoen het is nie geregverdig nie. Ons sê goed as ons kwaad is. En as jy dit gesê het, is dit gesê. Ons doen goed as ons kwaad is. En as dit gedoen is dit gedoen. Spreuke sê, as jy 'n wyse mens is, sal jy jou woede kan beheer. Jy gaan dit nie vrye teels gee nie. Hoe reageer ek op goed? Raak ek kwaad? Raak ek buite myself? Raak ek gestres? Raak ek depressed? Raak ek angstig? Dis alles keuses. Alles. Neem verantwoordelikheid oor hoe jy reaksie toon, hoe jy reageer op goed. Dan kan jy verander. Volgende ene. En hierdie is dalk die belangrikste een van almal. Neem beheer oor jou gedagtes. Man, ons kan onsself opwerk oor goeders. Daar was nou so rukkie terug weer 'n roemer gewees dat ons in Desember in 'n totale lockdown gaan ingaan. Het julle daai roemer gehoor? So ouens wat vakansies kanselleer, deposito's terugkry en toe die president op die eind praat sê, nee wat, nou kan jy alkohol koop heeltyd. Dit is presies die teenoorgestelde. Ons luister so na roemers. Ons luister so na die nuus. Ons luister so na Facebook. Ons maak ons gedagtes so vol met negatiewe, verkeerde leuns, net plaatante leuns.
Ek dink in hierdie week, hoe lank is ons nou al volgens die wêreld in 'n ekonomiese resessie? Het voel vir my, dis nou al vir jare, wat ons is in 'n ekonomiese resessie. So what? Hier sit ons almal. Ek wil nou nie, maar jy weet, 'n paar van ons lyk daarom nog asof die Here goed sorg. Ons leef alright, ons eet alright, ons leef eintlik in luxury, maar ons worry in die aande oor die wêreld, sê ons is in 'n resessie. Ons dink onsself dood. Ons dink onsself siek. Ons kan onsself letterlik siek dink. En wetenskaplikes het dit bewys, jy kan jouself gesond dink ook. As ons werklik begin konsentreer op waaroor ons gedagtes besig hou en waarmee ons gedagtes vul, is dit die eerste en die beste manier om jou lewenskwaliteit so te verander. Bewys dit vir julle, Spreuke 15. 'n verstandige mens is op soek na kennis. 'n dwaas voed homself met dwaasheid. 'n verstandige mens is op soek na kennis. 'n dwaas voed homself met dwaasheid. Wat se kennis moet ons soek? Voed jouself met God se woord. Dis die ware kennis van wie jy is in elk geval, en van wie God is wat jou gemaak het. Voed jouself met kennis uit die Bybel uit, sodat jy weet wie jy is, wie God is wat jou gemaak het, en jy voed jouself met hoop en geloof vir die toekoms. Paulus sê dit baie eenvoudig. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is. Watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Hy gee dit as 'n opdrag, met ander woorde, ek en jy is in totale beheer daarvan, ek en jy kan die keuse maak oor waaroor dink ons. Daai ding van, ag, ek kan dit nie help nie, jy kan dit help, neem verantwoordelikheid. Ja, maar dis hoe die Here my gemaak het, hy het jou nie so gemaak nie. Dis nou maar ons roese ding. Verander dit. Laat die roes van hier af verder dit nie meer doen nie. Daar is nie 'n ding van, ek is so gemaak en so gelaat staan nie. Neem verantwoordelikheid. Neem beheer oor jou lewe, neem beheer oor jou gedagtes, neem beheer oor jou foute, oor jou tekortkominge. En die oomblik wat jy dit gaan begin doen, die oomblik wat ons wegbeweeg van daai blame shifting en daai regverdiging van my foute en my tekortkoming, die oomblik wat ons wegbeweeg van dit af, dan begin dinge gebeur, dan begin dinge verander, en dan begin jy groei in jou kind van God wees. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood